Goeiedag en baie welkom weer by jou Lewelig dagstukkie vir vandag. Dag 261. 2 Korintiërs 12 vers 9. Sy antwoord was: My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Krag is nie geleë in wat jy kan doen nie, wel in die oorkoming van dit wat jy gedink het jy nie kan doen nie. Groter as ons planne. Ek was so seker van myself. Ek het nie in die minste getwyfel dat hy die Messias was nie. Daardie dag wat hy my geroep het by die naam, eenvoudig, sonder drama: Petrus, volg my. Ek het nie 2 keer gedink nie. Ek het alles gelos, die bote, die vis, die bekende, want ek het geglo, hy is die een wat ons van die Romeinse regering gaan bevry. Met my eie oë het ek hom gesien doen wat niemand anders kon nie. Siekes genees, storm stil maak, duiwels uitdryf, selfs dooies opwek. En ek het geglo, regtig geglo. Ek, Petrus, sou daar wees, soos wat ek vir hom gesê het. Ek sou selfs deur die dood saam met hom gaan. Ek het tot gesê dat ek langs hom sal sit, links of regs, 'n sleutelrolspeler in sy nuwe volk. Maar toe daar 'n klomp dinge gebeur, dinge wat ek nie verstaan het nie. Hy het ewe skielik begin praat van sterwe, van 'n kruis, van diensbaarheid. En elke keer wat hy dit genoem het, het ek gevoel dat hy nie mooi verstaan wat ek en die volk nodig gehad het nie. Ons sou veg vir ons vryheid, en daarom was die dood gaan praat nie deel van ons verwagting nie. Dis nie waarop ons gehoop het nie. Dis nie die tipe koning wat ons wou gehad het nie. En al het ek hom lief gehad, kon ek nie dink hoe hy sulke dinge kon kwytraak nie. Ek het gedink dat dit die tyd was om die swaard te trek toe hulle hom wou vang. Ek het. Toe genees hy die man se oor wat ek afgekap het. Dit was die laaste strooi. Toe kom daardie nag en ek, die grootbek disipel wat gesê het ek sal my lewe gee, sit daar. Ewe skielik het alles waarvoor ek geleef het in mekaar getuimel. Ons Messias was toe nie die een wat ons verwag het en opgehoop het nie. Met 'n kop wat geklop het, trane wat nie wou oploop nie, en baie bang dat iemand my sou herken, het ek daar gesit. Toe die meisie my vra of ek hom ken, het ek geskrik en sê, ek ken hom nie, blaatant gelieg. En nie net 1 keer nie, 3 keer. En toe kraai die haan. Met daardie kraai het iets in my gebreek. Ek het onthou dat hy gesê het, dit gaan gebeur. Dis toe dat ek besef het, ek het nie net vir Jesus verloon nie, ek het 'n beeld nagejaag. 'n Messias na my smaak, met 'n agenda volgens my plan. Ek het oë gehad, maar ek het net gesien wat ek wou. Nie die waarheid nie, nie die sagtheid nie, nie die kruis nie. Ek het gestroop van alles, kaal voor hom gestaan met my ekkigheid, my trots, my verkeerde verwagtings. En tog, Jesus het my nie verwerp nie. Hy het my kom opsoek, daar op die strand, met ontbyt en 3 keer se vraag: het jy my lief? Woensdag kan jy na die tweede deel van hierdie dagstukkie luister. Jou mislukkings en swakheid is die deur wat God oopmaak na sy droom vir jou lewe. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy sukkel ons om Jesus te sien vir wie hy werklik is? Wat kan ons begin doen om vry te kom van ons eie verwagtinge? Hoe gaan jy vandag begin om met nuwe oë na Jesus te kyk? Here, stroop my van myself, sodat U in my kan leef.
Laat my U sien vir wie U regtig is. Nie wat ek van U gemaak het nie. Ek het U baie lief. Amen. So wonderlik vandag om te kan weet dat niks wat ek en jy ooit gedoen het, vandag kan doen of ooit sal kan maak dat God vir ons minder lief is nie. Gaan leef vanuit hierdie wonderlike waarheid vandag. Liefde groete, Sjaal. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig per WhatsApp te ontvang, kan jy net jou naam en nommer na die nommer stuur wat hier vir jou aangedui is, en dan sit ons jou op 'n groep waar jy dit elke dag sal ontvang. Jy kan ook ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad besoek, asook ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal. Shalom.